Goedemiddag en welkom terug by In die Skrim saam met my Lizette Silva vir Group Editors. En vandag het ek vir meneer Roscoe Suister hier saam met my. Ek het Roscoe ook daar op Botaniqua Park waargeneem. Hy is ook deel van die SWD Arende groep, oefengroep wat daar onder Heineke Meyer, die nuwe hoofafrigter van die Arende oefen. Roscoe, baie welkom en baie dankie dat jy tyd uitgekoop het om vanmiddag hier saam met ons te kuier. Baie dankie. Ja. Roscoe, vertel vir ons bietjie meer, waar het jou liefde vir die spel rugby begin? Ik kom uit een sportfamilie uit. Mijn ma en pa het sport te doen op een jong ouderdom. Ik denk dat mijn liefde van sport begon. Mijn pa was een rugbyspeler geweest. Ik heb altijd zijn wedstrijden zaterdag opgenomen. Ik denk dat daar wat mijn liefde voor rugby begon het. Ja, nee, ek moet vir jou sê, ek dink ek onthou jou ma was mos op die netbalbane geweest. En dan Warren Carolus, jou pa is het daai tyd het speel hy vir Evergreens en jou ma het vir Evergreens netbal gespeel. En ja, ek onthou jou as 'n jong seun op die veld saam met jou pa. So dit is waar die liefde vir die spel ja van begin het. Pakkelsdorp gebore. In skoolloopbaan? Ik was op laarschool was ik bij Pakkersdorp Laag, bij PPS. Op hogeschool was ik bij Pakkersdorp Hogeschool. Daarna heb ik Kaapstad toegegaan. Ik ben met ma gaan blij. Ja. Wie was jou afrigter daar by PPS geweest? Ek kan seker net raai dat dit meneer Reins en dalk meneer Rondganger was. Ja, meneer onder 9 was meneer Dames mijn afrigter. Onder 11 meneer Rondganger. En onder 12, 13 was het meneer Heinz geweest. Meneer Reins Makka Heinz geweest, ja. En op hoërskool enige rugby gespeel daar? Want ek weet dat jy, dit klink vir my as ek so mooi uit ons gesprek uit kan aflei dat jy 'n late bloomer of eers op klubvlak jou rugby ernstig begin opneem het. Ja, ik was op school, was ik bij sportskolen gedoen. Ik heb atletiek hardloop. Ik heb een beetje hockey gespeeld, cricket gespeeld, ook rugby gespeeld. Maar dan is het mijn matriekjaar geweest. Wat ik eerst gefocust heb net, ga maar niet meer focussen op rugby zetten. En as jy nou sê atletiek, as dit seker nou die vinnige wedlope geweest. Ja, ik heb gedaan 100 meter, dus 200 meter en dan heb ik ook gedaan veerspring. Ja. En dan jou posisies is maar vleuel en heel agter, as ek reg is, né? Ja. En is dit die enigste twee posisies wat jy nog gespeel het? Op schoolvlak heb ik begin met loskakel. Toen ik begin club rugby speel, heb ik die skuif gemaakt jaar achter toe. Omdat op de clubvlak is baie groter mannen. Ik was op daar stadium was ik wat 17, 18 jaar oud. Dus ik baie klein geweest. Toen baie groot mannen gespeeld. Toen besluit ik nee, ik kan mezelf versteek. Toen begin ik jaar achter te spelen. Ja. En sê vir my, toe jy nou terugkom uit die Kaap uit terug George toe. Watter klubs was jy by betrokke geweest of jy voor gespeel? Toen ik uit die Kaap uit George toe kwam, het ik begin 2022 bij Evergreens begin. En daarna in 2023 het ik gegaan naar Progress tot en met die jaar. Met die jaar. So jy het nog die jaar nog vir Progress uitgedrag. 100%. Ja. En dan jy is ook al van 2022 af, is jy by die Arende of jy die eerste keer die Arende trei oor jou kop. Kan jy bietjie vir ons meer vertel hoe daai oomblik vir jou gevoel het toe jy daai trei oor jou kop trek? Ja. Het was baie speciaal geweest. Wie kon denken dat ik bij de Arende zou spelen, want ik moest obviously uit de Kaap toe gegaan. Ik heb nooit gedacht ik zou weer terugkomen. Zoals toen, hè. Ik zal zeggen, het was goed eer geweest om mijn arm te trekken, om mijn kop te trekken, omdat ik nou een local oudje is, local seun is van George. En julle het 'n nuwe era vir SW vir die Arende, 'n nuwe era aangebreek. En daar almal sê hulle wil baie graag, jy weet, trots terugbring na die Unie toe. Hulle wil die paviljoene wil hulle vol hê, hulle wil die toeskouers moet kom, hulle moet hulle kom ondersteun, hulle wil hê besighede moet inkoop. En dit sal kom, glo ek. Maar vir jou as 'n speler en as 'n local ouetjie soos wat jy nou gesê het, hoe voel dit vir jou om onder coach Heineke Meyer afgerig te word? Ik zal zeggen, het is een goed eer. Ik zit uit om samen met hem te werken en baie van hem te leren. Ja, nee, ek dink beslis. Die oefening. Hoe lyk julle oefening op die oomblik? Want ek moet ook vir jou sê, ek hoor uit die kampe uit dat dit is nogals hy's baie gedissiplineerd wanneer dit kom
by oefening. En dat dit nogal staf is. Hoe ervaar jy dit? As baie harde werk, as baie conditioneren werk, baie jam werk wat ons doen. Ons is baie agter by die ander spanne so. Ons probeer baie insqueeze in 'n kort tydjie. Okay. Ja, maar jy survive daarop. Ja, op 'n oomblik survive ek. Ek moet ook vir jou sê, ek hoor, jy weet, tydens oefentye, is hy baie presies hoe goed gedoen moet word en dat jy 110% tydens oefening op moet gee. Ja, hy is baie hard op dissipline. Soos byvoorbeeld ons het dink verlede week wat ons 'n drill gedoen het, wat die manne gehardloop het voordat hy die vletjie geblaas het. Die manne was halfpad van die veld. Die roep die manne weer bymekaar en sê nee, ons gaan nou set weer oor doen. Ja, so noem julle dit almal weer oor doen. Almal weer oor doen. As jy moet dink na 'n rugbyspeler, wanneer jy as jong kind opgesien het, wie sou dit wees? Toe ek baie jong was, het ek baie opgesien na Quade Cooper, wat vir Australië gespeel het. Ek weet hoe kom ek baie na hom opgesien het, maar seker omdat hy baie side steps gedoen het in die game en ek was mal daai tyd gewees. Waarom? Hoe is die side steps goed? Jy is ook seker maar 'n man, ja, van 'n vinnige aftrap. Ja, so nou en dan, as dit so kom, as die defenders opkom, dan moet ek maar my voete weer gebruik. Ja. En dan sê vir my, jy speel net tussen die twee posisies, vleuel en heel agter. Is daar een posisie wat jy sou verkies om te speel? Op 'n oomblik hou ek baie van om vleuel te speel. Ek weet hoe kom jy, een of ander rede, maar hang af waar die coach my op die dag sal kies, sal hy posisie val. En dan op groot op wedstrydae, is daar 'n sekere roetine, jy weet, wat jy volg, iets wat jy elke keer doen voor 'n wedstryd? Daar is eintlik 'n roetine nie. Ek vat maar die dag aan soos ek kom. Maar ek is altyd baie voor by die veld. Voortydig by die veld sal ek miskien rondloop op die veld, weer terug kleedkamer toe gaan. Sal ek miskien sê vir iemand om musiek te speel. Dan sal ek miskien dans in die kleedkamer en maar die manne ophype. Rosco, en dan nou dat jy deel is van die Arende groep, is daar areas van jou spel wat jy graag in jou tyd saam met hulle sou wou verbeter? Ja, daar is baie ruimte vir verbetering, maar ek sal meer fokus op dissipline op en vanaf die veld. Ek sal meer fokus op hoë balle, spoedoefeninge. Ik zal sê op my skop game, kicking game. Ja. En wat is hoe voel jy, hoe gel die oefengroep baie lekker met mekaar op die tyd? Is dit vir jou lekker om daar te wees? Ja, op 'n oomblik is ons 'n lekker groepie spelers. Die manne help mekaar baie op oefenvelde. Daai tyd wanneer dit so hard raak, manne moedig mekaar aan en manne bly by mekaar. Ag nee, maar dit is lekker om te hoor, want dit maak dit altyd net soveel makliker. Jy weet, as 'n lekker atmosfeer heers en veral waar jy 'n mengsel het van jong spelers, klubspelers en dan jou ervare spelers. En veral soos jy het al onder Johan Lerm gespeel, Zayn Kirchner en dan Anton Moelman. Het jy ook al gespeel, so ja, is ook is jou eerste rodeo saam met die Arende nie. Jy's nou ook weer eens, ek gaan nou, jy's plaaslik, jy's 'n huiskind, sê ons altyd. En jy het nou vroeër vertel, jy weet, die trots wat jy gehad het, toe jy die eerste keer daai trein oor jou kop getrek, en ek dink, dit is wat die Unie in die Arende weer wil terugbring. Hulle bly trots wil hulle weer terugbring. As jy vandag vir jong kinders in George of in ons streek 'n boodskap kan gee, wat sou dit wees? Sal net vir hulle sê, hulle moet aanhou hard werk, hulle moet dissipline hê, aanhou hard werk en moenie opbou nie of opgee nie. Die sal oopmaak vir jou. Ja. Ja, so Rosco, so voor ons afsluit, enige laaste boodskap aan ons kykers? Aan ons kykers wil ek net sê, of aan ons ondersteuners, kom ondersteun ons, maak die paviljoene vol, wees geduldig en dit 'n plan. Ja, nee. So gepraat van die plan, ek moet vir jou sê, Heineke het ook verwys in sy aanvanklike onderhoud saam met ons in die studio, en
dat hy is een wat hou van strukture bou. So ek wil glo dat daar baie planne in die agtergrond aan die gang is. En ook gevra dat mense, jy weet, die rugbypubliek, ondersteuners moet net so 'n bietjie geduldig wees dat julle kom daar by julle moet wees en jy het ook self genoem, jy weet dat julle 'n bietjie agter is in vergelyking met die ander. Maar mense moet ook nie daarteen vaskyk. Ek dink as julle hard werk, julle is gedissiplineerd, julle daag op, jy bring jou op ons vleistafel toe, dan gaan ons een van die daardie resultate van die harde werk gaan ons sien. So baie dankie. En ek moet vir jou sê, dis baie lekker vir my om plaaslike talent, huiskind, daar op Outeniqua Park te sien uithardloop saam met die nuwe oefengroep. En julle te sien en wat julle daar doen. So alle sterkte vir jou en vir die span vir die seisoen wat voorlê. Ja, alles wat mooi is. So daar het ons dit nou, Roscoe. Baie dankie weer eens hoor. Baie dankie. Ja. En vir julle daar by die huis, ons het volgende week het ons nog 'n speler uit die oefengroep uit wat hier by ons in die studio in gaan aansluit. So maak seker julle skakel weer in om na daai onderhoud te kyk. Roscoe, mooi bly en sterkte daar vir jy in die span. Baie dankie.